Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgelees deur Marlena Nel. Maandag 19 Januarie, die bron van eenheid. Kom ons open met gebed. Liewe Heer, ons sê vir u baie dankie dat u vir ons nog 'n dag geskenk het en nog 'n studie om te studeer. Ons vra dat u seën oor hierdie studie mag uitreik en dat u lig hierdeur mag skyn. Ons vra dit in Jesus naam alleen. Amen. Dink nog meer oor hoekom Paulus eensgesindheid in Filippense 2 vers 2 so beklemtoon deur eintlik dieselfde gedagte op 4 verskillende maniere te sê. Let ook op hoe hy op die gemoed, gedagtes en gevoelens fokus. Terwyl die godsdienstleiers die uiterlike optrede beklemtoon het, het Jesus op ons gedagtes en gevoelens gefokus. Byvoorbeeld, die ryk jong man het beweer dat hy nog altyd die wet onderhou het. Tog, deur aan hom te sê hy moet alles verkoop en die opbrengs aan die armes gee en hom dan moes volg, het Jesus sy verknogtheid aan wêreldse dinge blootgelê. Hy het ook gesê dat dit wat uit die hart of die gedagtes kom, die mens onrein maak. Matteus 15 vers 19 lees, want uit die hart kom daar slegte gedagtes, moord, egbreek, hoerery, diewery, valse getuienis, lastertaal. En Matteus 12 vers 34 lees, want uit die oorvloed van die hart praat die mond. Lees Filippense 2 vers 3 en 4. Watter praktiese stappe moedig Paulus aan om eenheid in die kerk te bewerkstellig? Ons lees dan nou Filippense 2 vers 3 en 4. Moenie iets doen uit selfsug of uit ydelle eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moenie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander sin. Filippense 2 vers 3 en 4. Paulus se woorde skilder 'n beeld van nederigheid, om onselfsugtig te wees, om ander hoër as jouself te ag, om elkeen ook na die ander se belange om te sien en nie elkeen net na sy eie belange nie. Dit is makliker gesê as gedoen, nie waar nie? Maar is belangrik om hierdie beginsels in gedagte te hou in al ons wisselwerkinge. Wanneer ons gesels, is ons dikwels geneig om op ons antwoord op wat gesê word te konsentreer, in plaas van om liewer te fokus op en te probeer verstaan wat die ander persoon sê. Dikwels ontstaan verskille oor eenvoudige wanbegrippe wat vermy kon geword het deur doeteenvoudig aktief te luister. Ons mag verskil hieroor, maar deur te luister en te poog om die ander persoon se oogpunt te probeer verstaan, is die eerste stap om gesonde kommunikasie en vertroue te kweek. In Efesiërs 4 vers 3 praat Paulus van om ernstig te strewe om die eenheid van die gees te bewaar deur die band van die vrede. Indien daar onenigheid in die kerk is, kan die Heilige Gees die storm tot bedaring bring en die eenheid herstel. In dieselfde hoofstuk praat Paulus in Efesiërs 4 vers 13 van die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God. Die twee is naverwant aan mekaar. Deur dieselfde geloof te deel, dieselfde begrip te hê van die skrif wat voortspruit uit wat Jesus leer, is uiters essensieel vir eenheid onder ons. Watter tipe afsterwe van die eie ek sal ons daartoe lei om inderdaad ander hoër as onsself te ag? Hoe kan ons leer om dit te doen? Hoe verskillend sal ons verhoudings wees as ons almal so sou lewe?